Gewaardeerde luisteraars, pastoor François van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons zaligmaker, ons komende koning. Ek vertrou dat ek u vind in oorwinning, in heerlikheid, in krag en reg vir nog 'n uitsending uit hierdie kragtige boek, die boek Openbaring. Nou ons is in deel 23, hoofstuk 8, ons vorder. Ek dink ons vorder goed. En ek probeer om so ver as moontlik vir u die woord van die Here te gee, soos wat die woord van die Here dit daar staan. Nou, dit beteken nie dat ek op ander geleenthede vir u die woord van die Here gee soos dit nie daar staan nie. Dis God nie wat ek bedoel nie. Wat ek bedoel is dat ek die woord van die Here vir u probeer gee, soos wat ons dit in die Bybel lees, sonder om te veel ag te slaan op die huidige politieke gebeure in die wêreld. Wat ek daarmee bedoel is dat ons nie Openbaring gaan probeer verklaar in die lig van wat in Israel gebeur nie. Ons gaan nie Openbaring verklaar in die lig van wat in Rusland gebeur en die moontlike Gog en Magog oorlog wat gaan kom nie. Ons gaan Openbaring verklaar, skrif vir skrif, soos wat die woord hom vir ons hier gee. Ons gaan niks byvoeg nie. Goed, kom ons begin by vers 1 en 2. En toe hy die 7de seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent 'n halfuur lank. En ek het die 7 engele gesien wat voor God staan en die 7 basyne is aan hulle gegee. Nou sal ons sien dat hoofstuk 8 begin waar hoofstuk 6 geëindig het. Nou, miskien kan ek net hier vir u sê, en so terloops, as my stem anders te klink, wil ek net vir u byvoeg, dit is nog steeds ek. Dit is net die eerste keer wat ek 'n opname maak met tande in my mond, vir meer as 'n jaar. Vir lank meer as 'n jaar was ek sonder tande, en kon ek nie regtig, ek moes alles maak sonder tande, en nou vanoggend is die eerste keer wat ek 'n boodskap aan mekaar sit, en ek glo as die Heilige Gees my hart kan lei, kan hy my tande ook lei, en klink ek dalk nie vir u so vreemd soos wat ek dink ek klink nie, maar so met die tyd soos ons aangaan, sal my stem ook beter word. Goed, kom ons gaan aan. Hoofstuk 8 begin waar hoofstuk 6 geëindig het. Wat ek daarmee bedoel is, jy kry in Openbaring, kry jy hoofstukke wat beskryf wat op aarde gebeur, wat beskryf hoe die dinge gedoen word, en die oordeele en die basyne en die krag van God, maar daar is ook hoofstukke in Openbaring wat kennisgewende hoofstukke is, met ander woorde, hulle openbaar 'n stukkie, hulle gee 'n stukkie kennis, soos wat hoofstuk 7 vir ons geleer het, wie se 144.000 Joodse uitverkorenes, dis waaroor hoofstuk 7 gegaan het. Hoofstuk 8 gaan nou weer aan met dit wat op aarde gebeur het. En die 7de seël bevat waarskynlik die 7 basyne. Die stilte dui op die begin van 'n verdere reeks oordeele. Nou die 7de seël, hierdie seël sluit nie net 'n aardbewing in nie, maar die 7 basyns oordeele en die 7 skaaloordele met die skaaloordele wat uit die 7de basyn vloei en in vinnige opeenvolging kom net voor Christus se wederkoms. Nou die woorde stilte in die hemel, daai halfuur stilte is nie vir die mense wat bang is vir geraas nie. Ons het altyd 'n grap gemaak en gesê die ouens wat baie stil kerk hou, hulle het daarom ook 'n halfuur in die hemel wat hulle gaan tuis voel. Nou hierdie stilte in die hemel wys op ontzag en afwagting oor die grimmige werklikheid van die oordeele, wat God op die punt is om te ontketen op hierdie aarde. Ek wil vir julle sê, en ek sê dit met baie vrees en bewering, daar is van u wat na my luister, wat dit nie gaan maak nie. Daar is van u wat na my luister, wat sê, ag, wat weet hierdie oukie? Ag, wat ons is lankal in die groot verdrukking. Ons is eintlik al in die 7 jaar van vrede. En hierdie ding het nog nooit gebeur nie. Hoekom sal dit nou skielik gebeur? Hoekom sal daar nou skielik so opgehef gemaak word? Die goed wat in die wêreld gebeur, dis maar goed wat in die wêreld gebeur. Dit is nie so uiters van belang nie. Ek wil vir jou sê, jy wat na my luister en dit nie gaan maak nie. Jy moet hoop dat jy vroeg in die begin van hierdie verdrukking doodgaan. Want jy wil nie meer op aarde wees wanneer hoofstuk 8 aanbreek nie. Jy wil nie meer op aarde wees. Nou neem ek aan, ek praat met iemand wat dit nie gaan maak nie, maar wat ook nie die merk van die dier gaan neem nie.
wat wanneer hy daar kom sal besef, maar hoor jy so die merk van die dier, dit wat pastoor Frans oor gepraat het, is al die tyd waar, die wegraping het plaasgevind, die kerk van Christus is nie meer hier nie, en ons sit midde in die wraak van God. En wanneer hierdie stilte aanbreek, hoop ek jy is nie meer daar nie. Want jy weet, hierdie stilte is soos iemand wat asem ophou en vir 'n oomblik nie asemhaal nie, en dood stil sit, in afwagting van iets geweldigs, wat nou gaan gebeur. Nou die betekenis van hierdie stilte is tweeledig. Dit is heeltemal teenoor die gewone klankpatroon van die hemel. Soos jy agtergekom het, is die hemel al 'n lawaaierige plek. Orde, baie beslis orde, maar vol vreugde, vol heilig, vol gejubel, vol basyne wat geblaas word. Punt nommer 2, dis die gevolg van die openbaring deur Jesus Christus aan die engele leerskare oor wat op die punt staan om op die aarde te gebeur. Ek dink daai halfuur in stilte was in die hemel, want hulle het vergadering gehou en God het vertel, dis wat nou gaan gebeur. Die opening van die 7de seël stel die 7 oordele bekend, wat almal oordele is van God wat op die aarde gaan plaasvind. Nou hierdie stilte, waarna ek verwys het, is nie 'n stilte op die aarde nie. Die aarde gaan nog aan met hulle vloek en hulle brassery en hulle hoereerdery en hulle pogings om mekaar te vermoor en mekaar se goed te vat en te steel en net te probeer oorleef. Want ons weet nie wat volgende gaan gebeur nie. Die stilte is in die hemel. En hierdie oordeel is God uitsluitlik die sender en mense is uitsluitlik die ontvangers. Hierdie oordeele is so verskriklik dat die engel uit asem in verwondering staan. Dink jy diegene wat so maklik Jesus Christus verwerp sou stil bly as hulle geweet het van die verskriklike straf en oordeel wat oor hierdie aarde en oor hulle kom omdat hulle God se verlosser, die Here Jesus verwerp het? Nee, het sou baie erger gewees het. Die engele bly stil in ontzag. Die sondaar wat God verwerp, gaan skree, heuwels val op my, berge bedek my, en hulle gaan God vloek en laster, maar hulle gaan nie sy offer wat daar is op die tafel aanvaar nie. In die voorafgaande verse van Openbaring word die hemel gesien as 'n vreugdevolle en aanbiddende plek, met kore wat sing, trompette wat blaar, hemelse wesens wat uitroep, maar skielik kom daar hier die onheilspellende stilte. So aaklig, soos die seeloordele was, sal die basynoordele erger wees. Ons praat altyd van die stilte voor die storm. Nou dis presies wat hier gebeur. Dis die stilte voor die storm. Nou die 7 basyne, die trompette is van groter intensiteit as die seels, maar nie so vernietigend soos die finale skaal of bakoordele sal wees. Nou mense, die basyne gaan erger wees as die seels. En die seels was al reeds geweldig. Maar tog sê die skrif dat die basyne gaan nie wees soos die bakoordele nie. Hulle vind plaas gedurende die laaste 3,5 jaar, maar die tyd van elkeen is onbepaald, behalwe die gevolge van die 5de basynoordeel wat 5 maande sal duur. Die eerste 4 kondig die goddelike vernietiging van die aarde se ekologie aan, terwyl die laaste 3 demoniese verwoesting van die aarde se bewoners behels. Of hierdie 7 letterlik is of nie, maak nou nie saak nie. In hierdie geval glo ek, dit is letterlik. Hierdie engele is bereid om God se opdragte uit te voer. Hierdie 7 trompette moes alarm maak. Nou trompette is hard en stuur 'n duidelike noot uit. Van die boodskap sal daar geen sprake wees nie. Die basyn dwars deur die Bybel word vir 2 spesifieke doeleindes gebruik. 1. Om die mense vir aanbidding bymekaar te maak. En 2. Om die mense vir oorlog bymekaar te maak. Dit is in elk geval om alarm te maak en voor te berei. Dit bemoedig die Christene en beteken oordeel vir die afvallige en wêreldse. Die toorn van God is hier. Nou was die toorn van God nie in die eerste 3,5 jaar nie. Ek hoor baie predikers, en dis nie 'n probleem nie, baie predikers praat van die verdrukking, en dan sê hulle, die laaste 3,5 jaar is eintlik die groot verdrukking. Nou ons het gekyk en ons het gesê, ons gaan begin praat van, nie die groot verdrukking nie, maar van die wraak van God vir 7 jaar op aarde. Sodat mense kan verstaan, dis die verdrukking soos wat die Christene vandag beleef nie. Die Christene beleef vandag verdrukking uit 'n wêreldse
standpunt en oogpunt. Ons word gediskrimineer teen omdat ons Christene is. Sommige lande word ons koppe afgekap omdat ons Christene is. In ander lande word jy in tronke gegooi. Dis verdrukking en swaar kry, maar dit het niks met God te doen nie. Dis die wêreld wat teen die kinders van die Here optree. Maar hierdie 7 jaar is die wraak van God. En die kind van God gaan nie kom onder die wraak van God nie. Ek het nog nooit gesien dat die buurman se kinders stout is en dan kom slaan hy sommer my kinders ook nie. Ek het nog nooit gesien dat die buurman se kind is stout en nou slaan ek my eie kind nie. Sê nou die buurman sê vir my, jong, hierdie laaitjie van my was so stout, slaan hom. Dan sê ek nie, ek sal hom slaan, maar ek roep eers vir Pietie, my eie seun, en ek slaan hom ook sommer. Jy sal dink ek is van my kop af, jy sal dink, wat gaan met hierdie ou aan? Hoekom is hierdie ou so teen mekaar? Hierdie ou is nie teen mekaar nie, want ek gaan nie my kind slaan, omdat my buurman se kinders stout is nie. En dis wat in hierdie tydperk gebeur. God se kinders is nie daar nie. En nou praat ons van die liggaam van Christus. Jy moet baie mooi onthou, daar is gelowiges in die groot verdrukking in die 7 jaar tydwerk, die wraak van God. Gaan daar gelowiges wees, maar hulle is nie lede van die liggaam van Christus nie. Nou ek is jammer vir julle wat dit geglo het. Ons is ook nie die bruid nie, maar gaan nie nou daarop ingaan nie. Wat ek vir jou wil sê is dat die gelowiges van die Ou Testament en die gelowiges van die 7 jaar van God se wraak op aarde wat tot bekering gekom het en daar gaan miljoene wees, is nie deel van die liggaam van Christus nie, maar is deel van die gelowiges wat kinders van God is. Met ander woorde, die Ou Testamentiese gelowiges is kinders van die Here en hierdie groot wraak tydperk se gelowiges is kinders van die Here, maar ons wat in die kerk is, ons dispensasie word afgehandel met die wegraping, ons is die liggaam van Christus. Nou sien ons die toren van God is hier. Soos die 7de seël gebreek word, ontvang die 7 engele basyne. Die oopmaak van die 7de seël veroorsaak nie dat die 7 engele voor God staan nie. Hulle is blykbaar altyd daar en wag op 'n spesiale opdrag van hulle Skepper. Jy moet onthou, hulle is ook in die hemel nie gebonde aan tyd nie. Die oopmaak van die seels lei daartoe dat elkeen 'n trompet gegee word wat in die regte volgorde geblaas sal word, wat 'n toekomstige vorm van oordeel bekendstel. In die eerste tydperk van die verdrukking het die aarde die toren van die Antichrist geken. Nou sal dit die toren van God die Almagtige begin voel. Nou vra jy vir my, is dit dan opgedeel? Die eerste 3,5 jaar behoort aan die Antichrist en die ander 3,5 jaar behoort aan God. Nee. God se wraak begin alreeds voor die 7 jaar van verdrukking. God se wraak op hierdie aarde, dink ek, het in 'n sekere mate al begin. As jy kyk, en dis my opinie, ek is nie noodwendig reg nie, maar dis die tipe van dinge wat ons in daai tydperk gaan sien, is vloede, vure, aardbewings. Ek glo dat God se wraak op hierdie wêreld het al reeds in 'n mate begin, maar hy kan nie die krane oopdraai in sy volle intensiteit nie, om 'n eenvoudige rede, ons is nog hier. Ek en jy is nog hier, wanneer die basyn blaas, en ek het hierdie sterflike met onsterflike beklee. En daar gaan ek. Dan kan God op hierdie aarde doen, wat hy beplan het om te doen. So wanneer ek sê in die eerste tydperk van die verdrukking, en die aarde die toren van die Antichrist geken, bedoel ek eintlik die wêreld, want die Antichrist het mense vervolg en mense, daar was oorloë en gerugte van oorloë en daar was geweldig baie dinge wat gebeur het. Sodat die mense eintlik in 'n mate, dink ek, nie regtig sal agterkom wat God ook besig is. Behalwe dat onheil geweldig gaan toeneem, want die Heilige Gees staan op sy en die kerk is nie hier nie. Maar ek wil vir julle sê, Boeta, hulle gaan die krag, die autoriteit, die koningskap, die mag, die majesteit van my koning ervaar in die laaste 3,5 jaar op aarde, hel op aarde. Julle ouens wat sê, hoekom sal ons hel toe gaan as hy klaar hel op aarde? Nee, die hel op aarde kom nog, en dan kom die poel van vuur ook. Kom ons lees vers 3 tot 6. En 'n ander engel het gekom en met 'n goue wierookbak by die altaar gaan staan. En baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van al die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê. En die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God. En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak
en dit op die aarde gegooi. En daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. Kan jy dit nou verstaan? Luister nou hier, hy het nog eers begin blaas, daai engel nie. Die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en op die aarde gegooi. Dis 'n intro. Dis om te sê, aarde, hier kom julle probleme nou, word wakker, word wakker. En daar stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing. En die 7 engele met die 7 basyne het hulle gereed gemaak om te blaas. Nou die woord reukwerk is dikwels 'n illustrasie van gebed. Die basynoordeling kan God se reaksie op die gebede van die heiliges wees. 'n Uitroep om wraak teen die vyande van Christus. Jy mag miskien vir my lag omdat ek bid voor ek eet. Jy mag miskien vir my lag omdat ek bid voor ek gaan slaap. Jy mag miskien vir my lag omdat ek bid wanneer ek in my kar klim en ek gaan uit op die pad. Maar eendag gaan my gebede deel wees van die reukwerk voor God se aangesig. Psalm 94 vers 1 sê, God van wraak, o Here, God van wraak, verskyn in ligglans. Ons het nie hier met 'n ou Boeddha beeldjie te doen nie. Ons het nie hier met 'n dooie Mohammed te doen nie. Ons het nie hier te doen met 'n Zimbabwe gooitjie nie. Ons het te doen met die God van die hemel, die God van wraak, en hy verskyn in ligglans. Luister vir my, jy het nou nog tyd om jou knie te buig voor hom wat jou redder is. Maar die Bybel sê, daar kom 'n dag wat almal hulle knie gaan buig. Daardie dag buig jy jou knie voor hom wat jou regter is. Ek sal aanbeveel dat jy jou knie buig nou voor hom wat jou redder is. Dat jy nou sal aanroep en sê, Here, red my. Here, verander my. Here, maak my lewendig. Nie sodat ek die groot verdrukking kan mis nie, maar sodat ek kan inbeweeg in die heerlike ligglans van my Skepper. Romeine 12:19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Hoeveel kinders van die Here, en ek ken hulle, spreek vloeke uit oor ander kinders van die Here. Bid dat die Here hulle moet aan die vuur oorgee. Ek het 'n man geken, hy het sy vrou, sy ex, gaan bid en hy het gesê, Here, gee haar oor aan die oordeele van God, omdat Paulus so iets doen. Maar nêrens word daar gesê dat jy moet daai voorbeeld van Paulus toepas soos jy en waar jy en wanneer jy wil. Dit was 'n eenmalige gebeurtenis in Paulus se lewe. Maar in jou lewe, sê die Here, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergeld, spreek die Here. Die gooi van die wierookbak na die aarde verteenwoordig die komende oordeel van die aarde. Christus sal engele gebruik om die basyne te blaas. Die geblaas van elke trompet simboliseer die voltrekking van God se oordeel. Ek gaan hier ophou met hierdie hoofstuk. En ons gaan aan, en ons gaan praat oor die goue wierookbak met die volgende uitsending. Maar ek wil vir u sê, u wat na my luister en dalk per ongeluk na my luister, God is nou jou redder. Nou praat ek met 'n ongeredde en 'n kind van die Here. God is nou jou redder. Moenie laat hy gevind word jou regter nie. Jesus Christus het aarde toe gekom om die mensdom te red. En ek weet daar's baie meer wat ongered is en wat hel toe gaan, poel van vuur toe gaan, as wat ek en jy sal besef en as diegene wat gered is. Maar jy wat nou na my stem luister, al klink hy op sommige maniere snaaks, want ek praat nog 'n bietjie moeilik. Jy het 'n geleentheid, net omdat jy na my stem luister, om jou saak met die Here Jesus Christus reg te maak. Die evangelie sê hy het gesterwe, hy het gekruisig, hy is begrawe, hy het opgestaan en hy het die hemel toe gevaar. Die evangelie sê dat jy moet dit glo wat ek nou gee, moet jy glo met jou hart tot geregtigheid en dan praat jy dit met jou mond tot redding. Nou ek is nie iemand wat 'n Sondagsgebed bid en jy moet agter my aanbid nie. Maar as jy nie weet om te bid nie, val net op jou knieë en sê, Here, ek hoor wat hierdie man sê. Ek hoor wat die Bybel sê.
O Heilige Gees, maak dit vir my duidelik, want dit is wat ek wil glo. Kom my ongehulp tegemoet, en ek sal glo. Gaan in jou binnekamer, en verklaar jou geloof in die evangelie. En bly daar op jou knieë, tot jy kan opstaan en kan sê, ek is gered, ek is wedergebore, ek is 'n nuwe skepsel. Die mense wat vorentoe gaan, in die sondaarsgebed bid, is 2 minute van 'n hele diens. Dit is so afgejaag, so, kom ons kry dit gou klaar. En ek wil dit nie doen nie, ek gaan dit ook nooit in my lewe doen. Maar ek wil hê jy moet gaan, en tyd gaan spandeer, vat die woord, en wag tot die Heilige Gees jou wederbaar het. En wag dan van die basyn wat gaan blaas, en die woorde kom op hierdie. Baie dankie Vader, dat ons kan weet dat die evangelie van Christus is waar en waaragtig, kragtig en vol vuur en vol genade, en dat die evangelie van Christus kan red diegene wat verlore is. Ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly om te sê is gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. En Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy ons 'n geleentheid gee om weer te praat oor die boek van Openbaring. Ons dank hom daarvoor in Jesus naam. Amen.